is besig om te gesels oor die gesig wat Esegiel gehad het en Esegiel 37. Môre wil ek klaarmaak met die gedeelte of skriflesing Esegiel 37 vers 7. Toe het ek geprofeteer soos my beveel was, en sodra ek geprofeteer het, was daar 'n geruis en kyk, 'n beroering. En die bede het nader gekom, elke been na sy been. God is magtig, die uitvoerder van sy woord. As God iets in sy woord sê, dan gebeur dit. Ons het laasweek na al hierdie verse gekyk. As God iets sê, dan is dit so. En nou kom die Here deur middel van 'n gesig wat Esegiel gehad het, en hy praat in hierdie dae waar ons lewe, dat God die ability het om dooie dinge lewend te maak. Nie een ander nie, want julle glo dit nie. En dis hoe ons lewe. Ons glo nie hierdie goed nie. So I prophesied, sê die Amplified Bible, as I was commanded. Ek preek soos ek gesê is. No more, no less. Ek wil ek so iets van my goedjies insit, maar ek straf die Here nou. Maar ek sal net nog 'n paar dinge ekstra te sê. So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was a thundering noise. Jy sien, kind van God, as God praat, gebeur daar iets. Selfs die natuur luister as God praat. And behold, a shaking and trembling, and a rattling, and the bones came together, bone to its bone. Ek wil jou vra vanmôre, kind van God, wat profeteer jy? Wat sê jy vir jouself? Neem vir 'n oomblik daarna, as Christyn sê, ons praat met onsself. Wat sê jy vir jouself vandag? Ons kyk na ons dooie beendere, na ons omstandighede waar ons nie uitkom nie. Ons kyk na ons omstandighede waar ons lewe. Ons kyk na ons behoefte waar ons lewe. En ons kom vir some help, for some reason, kom ons nie uit hierdie goed uit nie. Wat sê ek vanmôre vir myself? Wat het ek laasweek vir myself gesê, toe ek vir hierdie skrif gegee het, of vir u aan geherinner het, dat God het die ability om ons dooie bene lewendig te maak. But I have to prophesy. Ek het nodig om te sê, woord soos 'n probleem dooie bene, so sê die Here. En wat sê God dan as ek die bene aanspreek? Wat is jou confession? Die hele Suid-Afrika is in rep en roer oor Dani Botha se misvat. Dani Botha het homself 'n vals profeet gemaak deur te sê dat Jesus kom. Wanneer ewer. Weet jy wat verstaan ek nie, kind van die Here, wanneer ons die woord van God preek? Hoeveel keer het ek oor die wegraping gepreek? Ek het nooit 'n datum gesê nie, niemand het geknipoog nie. Niemand het geluister nie. Maar nou kom 'n vals profeet en hy sê, Jesus gaan die 23ste kom, wanneer ewer dit is. En die hele land hardloop rond. Hulle hou spesiale doopdienste. Mense kom tot bekering oor 'n ding wat 'n ou sê wat onbybels is. Toe iemand het vir my wys, toe gaan kyk ek daarna, toe sit daar 'n professortjie met sulke goue tande, en hy probeer verskriklik slim wees, want hy skryf boeke wat 500 bladsye is, en hy weeg 1,5 kilogram, en hy praat meer van homself, en gebruik verskriklike groot woorde, die eskatologie, en die teologie, en hy verraai homself deur sy misvat. Want hy sê, die wegraping is die wederkoms, en die wederkoms is die wegraping.
Met ander woorde, wanneer Jesus nou kom, is dit die wederkoms. En wanneer die wederkoms moet plaasvind, is dit die wegraping, dan word daar net 'n derde Jode gered. Die simpel ding het geen kennis nie, maar hy ry goed onder in sy name, wat hy homself beskryf en probeer groot maak. Kind van God, ek wil hê jy moet luister wanneer ek met jou praat. Hierdie 20 jaar, 21 jaar in hierdie gemeente het ek julle nog net die waarheid vertel. Want my teologie is gebaseer op Galasiërs waar Paulus sê, as iemand iets anders verkondig as wat hy verkondig het, laat hy 'n vervloeking wees, en hy sê dit 2 maal. Ons geloof is gebaseer op Paulus se teologie. Nothing more, nothing less. Daar is soveel mense met hulle eie opinies, met hulle eie schemes en met hulle dinge. Ons wil bietjie Jood by ons sit. Ons wil bietjie dit by ons sit. Ek wil bietjie van die ou dinge by my sit. Ek wil jou vanmôre sê, jy is gered uit genade. Ons was sondaars gewees wat gered is uit genade sonder werke. Ons het Christus Jesus aangeneem as ons persoonlike saligmaker. Ek is gered uit genade, uit my gemors uit. Finish en klaar. Maar nou is daar sekere ouens wat opinies het, en ek wil dit weer sê, jy was 'n ander man hier in die kerk gewees, sy pa het gesê, hy was 'n pastoor, dat die pad hel toe is gepave met pastore en dominees en reverends se kopbene, as gevolg van hulle vals teologie wat hulle verkondig. Ek het niks met 'n Joodse tradisie te doen nie. Ek is vry van die wet, ek is vry van die seremoniële wette, ek is vry van al hierdie. Wat is hierdie goed wat hulle doen? Loofhutte feeste en daai goeders. Ek het niks met feeste te doen nie. Ek is 'n sondaar wat gered is uit genade, finish en klaar. As jy wil die seremoniële wette onderhou, gaan word 'n Jood. Dan gaan jy die wegraping mis. As jy wil variasietjies byvoeg by God se woord, kom ek lees vir julle 'n ding. Hoor wat sê die Bybel, hoor wat sê God se woord. Voeg by sy woorde niks nie. Voeg by sy woorde niks nie. Sodat hy van jou nie rekenskap vorder en jy as 'n leenaar geopenbaar word nie. So lief is wat vir Dani Botha as hy as 'n leenaar geopenbaar. Hierdie kammerstige slim professor wat groot woorde gooi, teologie is nie eskatologie nie, en eskatologie is nie teologie nie. Dan sê hy eskatologie is die toekomsleer. Maar hy sê dit kom van Adam se tyd af. Eskatologie gaan oor die toekoms, oor openbaring, finish en klaar. Teologie is die leerstelling van God, the science of God. Nou probeer hy daai groot woordjies heen en weer gooi nie. Leek wat daar sê, hierdie is 'n slim man. In die meantime verraai sy woorde om wat hy sê. Jy kan voel vinnig aan wat hy verkondig. Maar weet julle hoekom is die banke leeg? Want ons wil dit nie hoor nie. Ek wil lewe soos ek lewe. Ek wil kind wees van God soos ek skiem dit moet gebeur. Daar's net een woord. Ek is fed up vir hierdie rubbish wat mense verkondig. Ek kyk vanmôre op YouTube na een van die ouens wat ek baie like. Hy sê die merk van die dier is reeds hier. Shame. Hy het nie sy Bybel gelees nie. Die merk van die dier kom in Openbaring 13 as ons long time gone. Orals profeteer oukies en die leek sit daar en hy weet nie meer wie om te glo nie. Hy val so rond dat hy weet nie of hy voor of agter is en of hy hel toe gaan of hy lewe of hy gaan hemel toe gaan nie.
Want ons luister dit en ons verstaan dit nie. Maar vir 20 jaar het ek geleer wat sê God se woord. Maar die banke is leeg, want ons wil dit nie hoor nie. En whatever die case is. Ek wil 'n ander ding vir u lees. En ek wil hê jy moet mooi hoor wat ek wil sê. Almal spring op. Almal spring op en sê, Matteus 24 vers 36 sê, maar die dag en die uur, weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. Ek wil jou net vir 'n oomblik reghelp. Met wie het Jesus gepraat? Met die disippels. Van wie het Jesus gepraat? Van die Jode. Met die wederkoms is daai skrif van toepassing, nie vir ons nie. Hoor vir my. Kom ek sê vir u wat werk vir ons. Salig is hy, is Openbaring 1 vers 3. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees. Die eskatologie, professor Goue Tande. En die wat dit hoor en dit bewaar wat daarin geskrywe is. Johannes praat nou met die kerk. Hy sê, want die tyd is naby. Ons het ander dag daaroor gepraat, jy dit onthou. Want die tyd is naby. Ek wil hê dat u moet weet dat God skuif hierdie hele wêreldtoneel wat besig is om te gebeur, skuif God so spionne reg. Hy sit vir Putin daar, hy sit vir Trump daar, en hy sit hierdie ou daar, en hy sit daai ou daar, en God se plan wat in die ewige verlede reeds vasbesluit was, is God besig om uit te voer. Maar nou hardloop ons hier onder rond, en ons het ons eie schemes, en ons eie idees, en ons profeteer left en right, en die 9 en 3/4 is verkeerd. God is besig om hierdie eindtyd rond te skuif, te bepaal soos hy dit in die ewige verlede reeds bepaal het. Nothing can change it. Geen profeet kan profeteer na dit wat hierso geskrywe is nie. Luister vir my. Alles is reeds bekend gemaak wat bekend gemaak moes wees. Al wat ons nou moet doen is, ons moet leer en luister en lees. Met ander woorde, God is besig om al hierdie wêreldsgebeure reg te skuif en ons het nie 'n cooking clue wat daar aangaan nie, want net God weet. Vader, Seun, Heilige Gees. Hoe sou Jesus nie weet wanneer die wegraping gaan plaasvind nie? Hy's dan deel van die Godheid. Hy's God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Hoe sou Jesus nou skielik nie weet wat die Vader sê nie? Is omdat ons die woord verkeerd interpreteer. Maar nou kom die woord van die Here en Johannes sê vir ons, die tyd is naby. Dit wat God beplan het, is hy besig om reg te skuif, maar ons kan nie wag nie, ons het ons eie schemes. En dan vlieg hier ou op en daar vlieg ou op, die merk van die bees is hier en almal probeer slim wees, en die meantime maak hulle praat, hulle fools. Wanneer God se plan, wanneer die skaakbord reg geskuif is, want die tyd is naby, beteken suddenly. Nee, geen profeet sal weet wanneer is suddenly. Geen profeet sal wees. Ons as kinders van die Here weet, en ons leer dit, dat daar met 10 koninkryke moet 'n vredesverdrag met Israel sluit. Dis wanneer die anti-kris geopenbaar word. Voor dit moet ons gone wees. But we don't know when. En ek gee nou nie om of hy 'n gesig gehad het, of wat hy gehad het nie, maar nou het hy blykbaar 'n meeting met somebody gehad, en nou gaan haal hy die eerste trompet daar uit Levitikus uit. Shame. En hy sê my, ek wil hom nie afbreek nie, ek is baie lief vir Daniël, hy's 'n groot kind van die Here. Maar ons moet oppas wat ons sê, ons moet oppas wat ons kwytraak. En die probleem is, hy het soveel authority in daai ding deur demoniese magte, hy keer die hele land om. Maar sê vir ou, jy moet jou siel regmaak, jy moet jou tot God bekeer, dan wil hy niks hoor nie, dan hardloop hy weg.
Kom ek bly my preek. God vra, ek praat vanmôre met u, I will serve thee. Billy speel vir my daai song, ek het amper vergeet. Jare terug lees ek 'n boek van professor Dr. E.P. dink ek is Groenewald. Hy is een van die teachers van die NG Kerk. Ek het nog nooit in my lewe iemand gesien wat so mooi skryf nie. Wanneer jy daai boek lees, hang jy aan sy lippe. Hy het daai ability om jou vas te vang en jou in te trek in dit wat hy sê. Maar hy sê, en dan sê hy, hoofletters, hy het die doop in die plek van die besnydenis gebring. Vals. Nêrens in die woord van God staan dat Jesus het die doop in die plek van die besnydenis kom. Dis 'n menslike opinie wat hulle wil. Ek wil eintlik vanmôre sommer net heeltemal teen hierdie rabbi spreek wat mense verkondig in kerke. Maar kom ons bly by die preek. Heartaches, broken pieces. Ek wil hê jy moet dink aan die heartaches in jou lewe, aan die broken pieces, geruïneerde lewens. Are why you died on Calvary. Kind van God, ek sê vanmôre vir jou geruïneerde lewe deur sonde, jou heartaches, jou probleme, jou sorges van die lewe, het daar 'n dag in jou lewe gekom waar jy gesê het, ek het genoeg van die goed gehad, ek gaan my hart en lewe vir Jesus gee, sodat hy my hele lewe kan verander en ek 'n kind van God kan word, dat ek aan hemel toe gaan. Heartaches, broken pieces, ruined lives are why you died on Calvary. Finish. Maar dis waaroor ons praat vanmôre, ruined lives en broken pieces. Want God het gesê, God is not a man that he should lie, nor the son of man that he repent. Ek wil net 'n ander gedeelte ook lees, ek bly hom vergeet. God is geen man dat hy wat sou doen nie? Dat hy sou lieg nie. God is not a man that he should lie, nor the son of man that he repent. God sal nie daar iets skryf en dan skielik agterkom, want dis vir die wat sê die ding van die moslems. Hy's nou al 5 keer gerevise. Want skielik kom daar iets by. Met ander woorde, hulle God het somewhere iets vergeet en toe moes hy 'n addition insit. God is not a man that he should lie, nor the son of man that he repent. Sou hy iets sê en dit nie doen nie? Jy sien, kind van God, ons word vanmôre gekonfronteer met God se woord. Maar wanneer daar 'n vals profeet opstaan en sê, so sê die Here, dan hol almal. Maar wanneer ons kyk na die suiwer woord van God, dan het ons nie hierdie ability om te verstaan wat God sê nie, maar laat 'n mens dit nou sê. Kom ek jou sê, as ek vanmôre gesê, Dani Botha was in hierdie kerk, was hy nie plek nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie. Ek praat met u oor die visioen van Esegiel. Dooie beendere, God vra. God het 'n vraag vir die profeet en hy het 'n vraag vir u en vir my vanmôre. Kan die dooie dinge in jou lewe lewend word? Ons het laasweek mooi daaroor gepraat. God vra jou. Nou God sal nie met respek gesê stupid vra wat hy weet nie die waarheid kan wees nie.
Hy vra vir jou iets wat sens maak. Hy vra vir jou iets wat hy in sy woord geskryf het en beloof het. Johannes 15 vers 7, as julle in my bly, sal julle vra net wat julle wil hê. En wat sal gebeur dan? En julle sal dit kry. Sou hy iets sê en dit nie doen nie? Hoeveel keer het ons nie na hierdie goed geluister nie? But still we don't listen. Die woord vra vanmôre vir jou. Kan jou dor bene, kan jou vrot omstandighede lewend word? Kan jou siekte lewend word? Kan jou probleme lewend word? Kan whatever in jou lewe verkeerd is, kan dit lewend word? En nou antwoord ou Esegiel soos u en ek. Here, Here. Eintlik sê hy Adonai Jehovah. U weet dit. Ek het 'n eie vertaling vir dit. According to human judgment, no. Want jy sien, kind van God, ons judge met human discernment. Met my human ability judge ek of God nou die waarheid gepraat het. Ek wil God scrutinize, ek wil by God hoor en ek wil kyk of ek hom ergens in 'n trap kan lei en sê, sien jy Here, ek het vir u gesê, hierdie ding kan nie werk nie. En nou kom God en hy sê, kan hierdie omstandighede in jou lewe lewend word? Volgens human ability, nee. Maar deur bonatuurlike intervention, yes. Weet julle wat? Ons is bang vir die bonatuurlike intervention. Ons het so ruk terug 'n swart gemeente saam met ons gehad. Ek het vir 5 jaar in tente bedien, ek ken dit. In my jong menslewe het ek die Here met alles gedien wat ek gehad het. Ek ken dit. Ons is bang vir bonatuurlike intervention, because why? Ek weet nie wat gaan met my gebeur nie. Hoekom kan ek sê bonatuurlik? Yes, want daar's 'n skrif wat in die Bybel geskrywe is sodat ek het moet lees, want by God is alle dinge, of sê hy sommige dinge. By God is alle dinge moontlik. En ons kan nie links of regs nie, ons is so frustreerd, ons kan doodgaan, en ons weet nie wat om te doen nie, ons begin murmureer, en ons begin opinies in ons koppe inkry, want ons weet nie wat ek kan doen nie. Dorbene word lewendig. Dooie bene, onthou julle ons laasweek in die Amplified gelees, hoop teen hoop. Hy maak dooie dinge lewend, hy roep 'n Lazarus uit die graf uit. Tannie Marie, het jy geweet dooie goed het ore? Jackie, dooie goed het ore. As ek met hom praat, is hy so doof soos 'n dooie ding. Maar wanneer God sê, en ek wil hê met vanmôre hierdie ding besef, wanneer God 'n ding in my lewe aanspreek, dan gee ek nie om hoe dood hy is en hoe gevrek hy is nie. Wanneer God sê, lewe, dan lewe jy. Dooie goed het ore. Hierdie dorbene was nou aangespreek. Dorbene hoor die woord van die Here.
Wat het die Here gesê? Kyk, ek bring gees in julle, sodat julle lewendig kan word. Dis 'n visie. God praat oor Israel, maar ons kan vanmôre, want 1 Korintiërs 10 sê, ons leer uit hulle foute wat hulle gemaak het, en ek kan dit toepas in die Nuwe Testament, volgens my, want God kan in my dooie beenderre, die dooie dinge in my lewe kan God aanspreek, as ek daaroor profeteer, en ek glo dit. Ek sal senings en vlees oor julle trek, sodat julle lewendig kan word. Toe het ek geprofeteer soos my beveel was. Soos ek beveel was. Johannes is op Patmos en hy sê, en ek was in die gees van die Here, ek was in die gees op die dag van die Here. En die Here het vir hom gesê, skryf die eskatologie. Skryf, openbaar dit wat ek in die toekoms gaan doen, sodat mense kan weet waarvoor hulle in is. God lei ons nie in 'n blinde ding in, en wil hê ons moet nou uitmaak wat hier aangaan nie. Hy sê vir Johannes, skryf, dit wat ek vir jou sê, skryf dit. En toe het hy begin skryf aan die kerk, en hy het ons almal gewaarsku, die kerk oor die kerktydperk. Hierdie professor met sy goue tande, hy verstaan ook nie hierdie ding presies van hierdie kerk, want hy sê die kerk is nie die bruid nie. Hy verstaan nie wat hy probeer sê, en hy probeer so complicated en hoogmoedig wees, dat hy verloor heeltemal die punt. Toe ek profeteer soos hy my beveel, ek het gedoen wat God gesê het om te doen. Luister vir my kind van God, hoe verkeerd doen ons wat God gesê het ek moet doen? We just don't do it. Johannes 16 vers 10 sê, glo julle nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie. Het julle gelees in Johannes 16 of 17 sê hy, ek in u is een, soos ons een in hulle is, moet ek dit vir jou lees. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my naam sal glo, dat hulle een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees. I am in Christ. En omdat ek in Christ is, kan ek sê dat die woorde wat ek spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar deur die Vader wat in my is. Maar ek moet seker maak as ek hierdie ding sê, dat ek was by God gewees. Ek kan nie sommer net hier staan en jyp, omdat ek dink wat ek dink nie, of omdat ek 'n opinie het oor iets nie. Ek spreek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Party predikers dink as hulle bid vir siekes, dan dink hulle het nou hierdie power, en dan daar's 'n paar van hulle op die TV. Dit waai en dit blaas en dit skop en dit druk en dit tel op en dit gooi neer. Hy dink hy het die power, die superfool weet nie dat dit die Vader in hom is wat die werk doen nie. Maar ek soek die glorie. Jy was 'n pastoor in hierdie gemeente wat die pastorale high society, whatever dit is, wil hy herstel, die fool. Pastore is diensknegte. As 'n pastoor nie 'n voorskoot aan dit nie, dan gaan dit oor homself. Voorwaar, wanneer die Here 'n woord 2 keer sê, bedoel hy, let nou op in die klas. Ek sê vir julle, wie in my glo, wie van u glo in die Here, steek op jou hand. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo. Lees saam met my, julle hierdie papier lees. Die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader toe gaan. U vanmôre is die hande van Christus.
Maar ons het ons eie opinie. Ek het iets gelees ergens en toe hoor ek daai ou sê dit en in my stupidity, omdat ek nie die woord van die Here ken nie, glo ek daai ou een ons jare terug toe die kerk leeg was, hy was 'n dop gewees, was hy 'n swarte gewees wat die plek opgepas het. En ons het geloop en praat, ons het nader aan chommies geraak en ons het saam gewerk hier binne. Hy het vir my gesê, julle wit mense is soos hoenders. Iemand gooi mielies, dan kom al die hoenders. Eet hulle daar. Terwyl hulle daar eet, gooi 'n ander ou daar mielies daarso. Dan los hulle die mielies hardloop hulle soontoe. En terwyl hulle daar eet, gooi hy mielies daarso 'n ander ou, dan hol hulle los daai mielies, want my een boelterrier is so. As ek vir Max kos gee, moet sy eers kyk wat eet wat Max. Sy hol heen en weer. Ek sê, wat sê Jesus hierso? Ek sê vir julle. Ek sê vanmôre vir u wat God sê. Ek sê vir julle, wie in my glo. En sodra ek geprofeteer het, die oomblik toe ek gehoorsaam word, die oomblik toe ek doen wat God vir my gesê het, was daar 'n gereis. Jy sien, kind van God, die oomblik wat ek op die plek is waar die Here my wil hê, as die gees van my, ek glo Daniël toegewy. Ek glo hy lees sy Bybel, ek glo hy's baie serieus. Ek betwyfel dit nie vir een oomblik nie. Maar in sy studie of whatever gebeur het, kom daar baie dinge in ons minds op. Ek weet dit. Maar ek moet dit toets aan die woord. Want baie keer terwyl ek in selfstudie is, of wanneer ek aan afsondering is, praat die duiwel net so hard hierdie kant. En ek moet onderskei en ek moet dit weeg aan die woord van God. Wat sê God se woord? So I prophesied as I was commanded. Toe ek doen wat God se woord vir my gesê het om te doen. And as I prophesied, terwyl ek spreek, terwyl ek gehoorsaam is aan wat God vir my gesê het, there was a thundering noise, and behold, a shaking, trembling and rattling, and the bones came together, bone to its bone. Die wonderwerk het gebeur deur die woord van God. Nie deur my ability nie. Nie hoe hard ek geskree het en beduie het en te kere gegaan het nie. Iemand in die ou tyd het gesê, it's not the noise that brings the spirit, it's the spirit that brings the noise. Die wonderwerk het gebeur deur die woord van God. God het gesê, onthou jy die woorde in Genesis? En God het gesê, laat hulle wees. Nou het God weer gepraat. En God praat vanmôre in jou hart en in jou gees. God het gesê, Israel moet weet dat God die ability het, dis God se volk, is God se vrou, om sy volk op te wek ten minne van hulle omstandighede en hulle verlatenheid. Kom ek vir u sê, op die stadium lyk dit of Israel besig is om so te kom. Ek weet nie wat gaan daarbo aan nie. Oor die jare van die Duitsers se tyd af, is Israel verniel. Lank voor dit, is Israel verniel, maar as God se volk. Ons is kinders van God, maar ons word verniel for some reason. Ons verstaan nie hoe ons deur al hierdie trials and tribulations gaan nie. Israel het nie verstaan hoekom deur hulle al hierdie trials and tribulations gaan nie, maar hulle het agteraf gode aangehoureer. En God het hulle gewaarsku, hy het droogte gebring, hy het famine gebring en gesê, wanneer julle sal repent, sal ek die reën stuur. En presies dieselfde praat God vandag met sy volk. Hy sê, as julle repent, sal ek reën stuur. Maar nou staan 'n ander ouetjie op. En hy sê, so sê die Here. Vandag moet ons ook as sy kinders weet dat God die ability het om te doen wat hy gesê het, hy sal doen. Ek wil net gou vir u iets lees. Ons is so 'n bietjie langer as gewoonlik, maar ander dag sit die ou en gaap en ander ou check sy horlosie toe. Ek gaan nie terwille omdat jy nou moeg geword het en strand laat gaan slaap het, die woord van die Here is kort sny om jou happy te hou nie.
verlig die oë van julle verstand, sodat julle kan verstaan wat die hoop van julle roeping is en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Wat is jou erfdeel onder die heiliges? Hy het my siel gered en gaan vir ewig lewe. Ek het net tierlantynkies en goedjies en dingetjies wat ek moet doen om deel te wees van some kind of 'n organisasie nie. Ek is gered uit genade, finish en klaar. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo na die werking van die krag van sy sterkte. Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle die mag gee, die autoriteit, na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word. Sien, kind van die Here, ons het die krag van God in ons lewe nodig. Deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat gewortel is in die liefde en gegrond is, en in staat is om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte, die lengte, die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, aan hom wat mag het om te doen. Skryf dit neer, Efesiërs 3:20, aan hom wat die mag het om te doen, ver bo wat jy bid of dink, volgens die krag wat in jou werk. Aan hom wat die mag het om te doen. Hoe lank gaan ons vat voordat ons hierdie dinge glo, aan hom wat die mag het om te doen? Daar's 'n ander skrif in Jesaja, dink ek, wat hy sê, my wee is nie julle wee nie, en my gedagtes is nie julle gedagtes nie. Sover as die hemel bo die aarde is my wee bo kan julle wee, en sover as die hemel bo die aarde is my gedagtes bo kan julle gedagtes. Om te doen ver bo wat ons bid, of dink, of vra volgens die krag wat in ons werk. So kom dit nou dat die profeet die woord van God profeteer, en skielik gebeur daar iets, 'n geruise beroering. Die probleem is, ons hou nie van beroerings nie. Onthou julle toe Asaf, dink is Asaf gewees, Elia het gebid en daar was vir 3 jaar nie reën nie, en die Here sê vir Elia, gaan toon jou aan Agab. Ekskuus, is Agab gewees. Gaan vertoon jou aan Agab. En toe Agab hom sien, toe sê hy, is dit jy beroerder van Israel? Christus was 'n beroerder gewees. Daniël is ook 'n beroerder in 'n ander keis. Die probleem is, ons hou nie van beroering nie. Ons hou nie van 'n geritsel nie. Ons hou nie daarvan is God iets gesê het en daar begin iets gebeur nie. The earth starts trembling. Bene is besig om, ons like dit nie. Want ek het my eie opinie hoe ek dink God moet werk. Nadat daai ander gemeente hier by ons was, nou luister ek na iemand. Sy sê, maar hulle tierlantynkies. Iemand onthou, ons kultuur is nie dieselfde nie, maar ons dien dieselfde God. Hulle kultuur het vrymoedigheid. Hy's nie bang om te dink, wat dink jy van my nie? As die gees van God deur hom werk, dan werk hy deur hom. Maar, as ek nou in tale wil praat, dan is ek te bang om iets te sê of bewe, en dan, wat gaan Dion van my dink? Dis ons probleem. Ons is bang vir roerings, ons is bang wanneer die gees van God in roering begin kom. Ons is bang wanneer God se teenwoordigheid die bonatuurlike begin inmeng met my natuurlike situasies. Suid-Afrika is 'n rep en roer oor Daniël se profesie. As iemand tog net, miskien kom daar iets goeds uit dit. Daar kom dalk net iemand tot bekering. En daar word dalk net iemand gedoop. Al is dit by force. Ek gaan nou klaar maak. Dit maak nie saak wat ons probleem is nie, God praat
As God praat, moet daar iets gebeur, dis hoe God werk. Hy roep dinge wat nie bestaan nie, asof dit reeds bestaan, Romeine 4. Hy maak dooie dinge lewend. He spoke the whole world into in existence. Maar ons reageer nie, maar pas op as iemand sê, dan is die wêreld in rep en roer. Hebreërs 4:12, for the word that God speaks. Ek wil met hierdie ding by die huis gaan mooi kyk, ek gaan net vandag oor dit lees. For the word that God speaks is alive, is it amplified. Alive beteken the ability to breathe, to give life. And it's full of power, having control and influence over people and events and nature. Dink julle dat God het kontrol oor die natuur? Onthou julle toe Jesus saam met hulle disippels in die boot was? Wie is hy dat selfs die wind making it active. Het jy gehoor, kind van God, en ek het dit al 'n paar keer gesê, as ek hierdie boek oopmaak en ek begin hom lees, is hy aktief. God het gesê, jy kan God se stem nooit doodmaak nie. Wanneer ek hierdie Bybel oopmaak en lees, praat God met my. It's operative, producing a desired effect. Wat is die desired effect van dit wat ons leer by Esegiel vanmôre? Dat God het 'n begeerte om iets oor jou lewe te spreek, maar hy wil hê jy moet dit glo en hy wil hê jy moet dit bely en sê, God het gesê, ek sal gesond wees. Ek sal uit my probleme kom. My oë sal reg word omdat God so gesê het. God se woord is energizing. Hierdie woorde kom uit die amp, dis hoekom ek dit so gesit het. To give vitality and enthusiasm. And effective. God se woord is effektief. Successful in producing an intended result. Jeremia 29 vers 11. Want ek weet wat sy gedagtes ek aangaande julle koester. Gedagtes van vrede. En nie van onheil nie, om julle wat te gee? 'n hoopvolle toekoms. Hy sê in die Bybel, an expected end. Wat is 'n expected end? Wat God gesê het. Met die herskepping was daar duisternis op die wêreldvloer. Daar's baie mense wat dink hierdie aarde is net 6000 jaar oud. My visievoorsitter het dit ook geglo. Nie stof van hierdie vorige een. Hierdie aarde is biljoene jare oud. En met die herskepping na die val van Satan was hierdie aarde in duisternis en in water toegemaak toe die ystydperk begin smelt het. Met die herskepping was daar duisternis op die wêreldvloed. God se woord sê dit, gelees Genesis 1. En God het gesê, laat daar lig wees. En all of a skielik waar daar duisternis was en 'n wêreldvloed, toe God sê, all of a sudden, toe gebeur daar iets, toe's daar lig. Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik imagine wanneer God iets sê, wat gebeur in die geestelike riem. Wanneer ek my probleem aanspreek, as God gesê het, in 'n oomblik, die woord van God het die ability to give breath, om lewend te maak, en die woord van God het beheer en invloed oor alle dinge, oor al jou probleme, oor al jou behoeftes en oor al jou siekte het God beheer en invloed en is gereed om betrokke te raak in 'n fisiese energetic pursuit. God se woord produce ook 'n desired effect to give vitality and enthusiasm. Ek het net daai ding van bo opgesomme. Successful in producing an intended result. Hoe pas God se woord in ons gesprek vanoggend? God se woord is vanoggend lewend. Jy moet dit vanmôre weet.
En dit wat opgeskrywe was, sy woord het die ability om jou omstandighede waar jy in die valleie van dooie beendere lê in jou gees aan te spreek, vol van bonatuurlike krag en invloed, deur die krag van die Heilige Gees oor ons omstandighede, om dit te beheer, sodat die woord sy desired effek kan kry. God wil sy desired effek in jou lewe wil hy hê. Ons wil dit ook hê, maar ons glo dit nie. Lees iemand vir my Jesaja 55 vers 11. So sal my woord wees, wat uit my mond uitgaan. So sal my woord wees, wat by my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag, my met hoofletters, en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Speel weer vir my daai song asseblief toe. Ons sê, ons dien die Here. Ons sê, ons glo die woord van God. Want hy het in Openbaring 1 vers 3 vir u gesê, hy sê want die tyd is naby. God is besig om alles, die wêreldtoneel reg te skuif vir die groot verdrukking. Dit het niks met jou en met my te doen, wat God doen op die wêreldskaakbord nie. Wat vir u en vir my saak maak is, suddenly something is going to happen. Dis hoekom ek daai groot gees van die Here my gesê het om my groot bord op te sit op die hoek. Ons moet mekaar gedurig remind dat Jesus kom, want weet jy wat doen ons, Dion? Ons raak net so, is ons afvallig. En ek moet gedurig geremind word, maar kan nie vir sê hy kom die 23ste nie, want hy gaan nie die 23ste kom. Ons het nou 2 weke oor die goed gepraat. Wat sê jy vir jouself? Wat sê jy vir jouself? Ek los dit by jou. Ek gaan nie altaar kol maak nie, want dis wat die pastore doen. En dan wek ek jou op en die woord van God doen die werk. Die woorde wat ek spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar deur hom wat in my is. Die woord wat jy vanmôre ontvang het, is die woord van God. Jy moet huis toe gaan en dit gaan toepas. Ons kan nie huil en musiek maak en mekaar opwek en ons het 'n jolly tyd. Ons het gelyk om dit te doen. Maar die Here het vir my gesê, stop dit. Die woord moet in jou hart wees en jy moet huis toe gaan en jy moet gaan bepeins dit wat gesê het en dan moet jy besluit, if I'm willing to pay the price. Speel vir my, I will serve you. Stof.